Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend 1 Konings 19, 'n paar verse en dan 2 Korintiërs 6 enkele verse. 1 Konings 19. Hierdie is geskiedenis net nadat Elia weer na Horeb gegaan het. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord: "Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat. U altare het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem." Maar hy sê: "Gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan." Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord: "Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat. Die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem." Dan lees ons 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2. "As medewerkers van God doen ons 'n ernstige beroep op julle om nie die genade van God te vergeefs te ontvang nie. Want hy sê: op die regte tyd het ek na jou geluister. Op die dag van verlossing het ek jou gehelp. Kyk, nou is die gunstige tyd. Kyk, nou is die dag van verlossing." Geliefdes, die eerste ding waarna ons vanoggend moet oplet, is dat Elia by Horeb of Sinai is vir verbondsake. Horeb is waar God Moses ontmoet het om hom opdrag te gee om Israel uit Egipte te lei, in getrouheid aan God se verbondsbeloftes. Horeb of Sinai is waar die verbond van God met Israel beseël is, waar God die verbond met Israel gemaak het. Dit is ook waar die verbond verbreek is, toe Israel die goue kalf aanbid het. So, Elia is by die verbondsberg 'n plek van beide genade en oordeel, om verbondssake te doen. Wanneer God vra: "Wat doen jy hier, Elia?" nooi God as regter vir Elia om sy saak teen Israel te stel. Elia is as ware 'n verbondsaanklaer, wat sy eie volk aankla vir hulle versuim om die verbond met die Here na te kom. En Elia draai nie doekies om nie. Elia sê reguit, want die volk Israel het die verbond verlaat. Die volk Israel het Here u altare afgebreek en u profete met die swaard doodgemaak. Ons mag dalk dink dat Elia eerder namens Israel moet praat, eerder as teen hulle, want dit is tog wat Moses so dikwels gedoen het. Maar dit is nie wat al die profete doen nie. En hulle is ook nie bedienaars van genade nie, net bedienaars van genade nie. Jeremia byvoorbeeld beskuldig God se volk van ontrouheid en God verbied hom in Jeremia 7 vers 16 om vir hulle in te tree. In plaas daarvan
lees ons in Jeremia 7 vers 29, moet hy God se verwerping van Israel, God se volk, aankondig. Elia se terugkeer na die berg Sinai dui op die einde van 'n era. 'n Era wat gekenmerk is deur goddelike geduld. Maar dit dui ook op die begin van 'n ander era, een wat gekenmerk word deur goddelike reiniging. Die versoeking vir verbondsmense is om te dink dat God se geduld vir ewig duur. Is om vas te hou in ons tyd aan 'n liewe Jesus teologie. Dit is eenvoudig nie waar nie. Wat beteken dat vandag altyd die optimale dag is om die genade en barmhartigheid van God in Jesus Christus te soek. Alles sal nie maar net goed gaan vir hulle wat lewe soos wat dit God nie behaag nie. Kom ons bid vir oggend dat God deur sy Gees ons sal beskerm teen, ek wil amper sê, die te vergeefse ontvangs van genade van God, en dat ons die werk van God sal doen, naamlik om te glo in hom wat hy gestuur het. Kom ons sluit ons oë. Almagtige ewige God en Vader, Here, ons verkondig en dit is wat die woord vir ons sê, dat U 'n God van genade is. Genade op genade op genade, en so dikwels, Here, verval ons daarin dat ons nie U regverdigheid en U oordeel en U reiniging raak sien nie. Nou, Heilige Gees, kom en beskerm ons juis daarvan om te verval in 'n eensydige kennis van die Vader, maar dat ons ook sy regverdigheid sal ken. Kom leer ons, o Heilige Gees, om dit wat God ons leer om te doen, om te glo in hom wat hy gestuur het, en daardeur ons sonde te bely en U liefde en die genade raak te sien, en daardeur ook te leef, soos wat U dit vra. Leer ons, lei ons, rig ons. Dit bid ons alles in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, vanoggend sing ons vir die eerste keer saam met die massale mannekoor van 2022, skrifberuiming 1-2, en ons sing al 3 die verse.
Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam 1 Konings 19 vers 9 tot 18 en dan ook Matteus 11. Matteus 11 vers 28 tot en met vers 30. Aan elkeen 'n geseënde dag tot 6:00 môreoggend.